Besef ons werklik hoe God ons sien? Ek dink, as ek self 'n persentasie daaraan moet koppel, is daar seker 80-90% van mense wat op hierdie aarde leef, wat ek dink soms is gevolg van tradisies en gewoontes en allerlei snaakse goede, nie net, ek wil amper sê, God in 'n boksie gesit het nie, want ons kan nie, en hy sal hom nooit in 'n boksie laat sit deur my en jou nie, maar ek dink ons self baie keer in hierdie boksie geplaas het, en God sal dit dalk vir daai ene doen, en ek het 'n paar weke terug gesê, dit verstom my soms dat ons enige leuns en liefstories sal glo, maar wanneer iemand 'n getuienis bring of vertel van dit wat God vir hulle gedoen het, dan wonder ons, dan twyfel ons, dan begin ons dink, dit klink vir my te goed om waar te wees. Ek weet nie so mooi nie, maar iemand kan vir jou die grootste lot nonsens vertel, en dan glo ons dit sommer net, dan wonder ons nie, is dit dalk waar of is dit nie. Ons glo dit nie net nie, maar ons versprei dit ook dan. Maar laat iemand nou net vir jou iets vertel. Laat iemand nou net by jou kom en sê, weet jy wat, ek dink, my man, hy is nou op die pad van verandering. Nee, luiperd verander nie van kolle nie. Ek het in die week vir 'n vrou gesê, jy moet oppas, God het 'n manier om dinge nuut te maak. 'n Luiperd verander nie van kolle nie, maar God vat 'n luiperd en hy maak 'n zebra van hom. Want jy moet hom glad nie eers herken nie. Hy is 'n nuwe skepsel. So hy gaan dalk nie van kolle verander nie, want hy gaan so baie verander, jy gaan dink hy's nou 'n zebra. Maar hoe sien God ons werklik? 1 Samuel 16, en dis 'n baie bekende gedeelte, 1 Samuel 16 vers 6 en 7, is die gedeelte waar Samuel kom en hy vir die nuwe koning moet kom salf. En ons lees in vers 6, toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Nou as ek nou vir myself dink, die oudste seun en hierdie verskriklike sterk jong man, en ek dink as ons nou 'n prentjie vandag daar moet koppel, dan sal ek sê, toe hy instap, toe sien hy 'n Eben Etzebeth figuur. Toe dink hy gewis, hierdie moet die een wees. Ek meen regtig, as jy nou 'n stommer is, dan het hy vir Paul de Villiers, of wat sy naam. Maar die eerste ding wat hy sien is, dit moet hy wees. Jo, hierdie is 'n groot, sterk man. Ek kan sien hierdie man kan beheer vat. En dan antwoord die Here in vers 7 vir Samuel, dan sê hy vir hom, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien God nie. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. En in hierdie gedeelte beteken daai woordjie hart, dat God sien sy karakter. God sien sy motiewe. God sien sy geloof. God sien sy gehoorsaamheid. God sien sy liefde vir God. En God sien sy innerlike lewe. As ons as mens iemand kies, en ek sien dit keer op keer, jaar na jaar, ek is nou al seker 4, 5, 6 jaar betrokke, elke jaar as hulle die SR by die skool kies, die studenteraad. En by die laer en hoërskool sien ek elke jaar dat die wat die meeste stemme kry. En as jy nou op die SR is, vergewe my, ek pik nie op jou nie, ek praat met iemand anders, okay. Jaar op jaar en keer op keer sien jy dat die cool ouens, hulle word gekies. Die een wat al ten minste 10 girls in die skool gehad het. Die een wat sonder sy hemp elke dag by die skool rondloop met rugby oefening.
Die een wat in mense se oë iets is. En ons sien dit jaar op jaar, en elke keer dan sê ons, ouens onthou nou, julle moet vir julle leiers kies wie julle kan volg. En glo vir my, die kinders kies vir hulle leiers wie hulle kan volg. Die ou by wie hulle kan inpas. Die ou wat hulle weet, hulle gaan genadig wees. En God kom en sê, luister, ek dink nie julle verstaan mooi nie. Ek het na ons laaste SR verkiesing, by die skool, het ek by die huis gekom en gedink, ek wonder as ek God toegelaat het. Ek wonder as God vir my gesê het, okay, ek wil hê jy moet hierdie jaar die SR van die skool gaan kies. Of ek anders sou gekies het. Ek wonder as hy hulle gekies het, wie sou hy gekies het? Nou ek was gelukkig nie op laerskool of hoërskool op die leierskap gewees nie. Al komitee wat ek gehaal het is die kleedkamer komitee. En dis die waarheid. Ek het tot 'n sertifikaat gekry daarvoor. Ek moes kyk wie gooi die toiletpapier teen die dak vas op pauses. Dis al wat ek kon doen. Maar ek wonder soms, hoe kies ek en jy? Miskien moet ons vir jong mense vra, want as jy nou klaar vir jou 'n maat gekies het, kan jy nie nou verander nie, maar hoe gaan jy eendag vir jou 'n man of 'n vrou kies? Hoe kies jy jou kerel of jou meisie? Hoe kies jy hulle? Op grond van wat kies jy hulle? Op grond van wie haar pa is? Of sy pa is? Of op grond van wat kies jy hom? Want miskien is dit nie hoe God wil hê ons moet kies nie. En dis ook dieselfde rede hoekom ons onsself nie kies in ons eie oë nie. Want weet jy hoeveel mense het al vir my gesê, ek dink nie ek is goed genoeg nie, ek dink nie ek sal dit kan doen nie. Ek weet nie of dit sal werk nie. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand sê, daai is die mooiste vrou, dis so mooi vrou, maar die oomblik toe sy haar mond oopmaak, toe sit sy my sommer heeltemal af. Nou ek onthou my pa het ons vertel, ek dink hy het dit beleef of iets, maar hy het eendag 'n vrou gesien, en my ma sal my vergewe, maar my pa is 'n man wat nogal van vrou se mooi bene hou, sy mooi kuite het en so aan. En dan sal hy vir my ma sê ook, dis daai vrou het mooi bene. En ek dink hy het eendag iemand, sien, dis gevaarlik om familie van my te wees, pas op. En hy het eendag iemand gesien, en toe hy sê, toe daai vrou haar mond oopmaak, toe praat sy so vieslik, dat het hom sommer totaal afgesit. Wanneer laas het jy gehoor iemand sê, dis die oulikste seun daai, maar die oomblik as sy ouers nie by is nie, dan verander hy in die duiwel. Dis wat mense sê, ek hoor dit maar daar in die Kaap en so. So wat gebeur dat ons karakters, ons integriteit beteken, dit wat ek sê en dit wat ek doen, dit stem ooreen. Dis dieselfde ding, dis wat integriteit is. Nou wat gebeur in ons lewens, dat ons nie mense van integriteit is nie? Hoeveel vrouens, asseblief nie hulle hande opsteek nie, hoeveel vrouens het 'n man gekies en 'n jaar later dan dink jy, wat het my besiel? Moenie jou hand opsteek. En ek gaan dit nie eens vir die mans vra nie, want ons kan dit nie sê nie. Het jy geweet, God het jou lankal gekies? Lankal. Voordat jou ouers geweet het, jy gaan daar wees, het hy jou klaar gekies. Het hy gesê, ek sien iets in hierdie persoon. Rassie het 2 weke terug gesê, toe hulle praat oor die nuwe jong ouetjies, toe sê hy, ek sien iets in daai ouetjie wat my opgewonde maak. Is daai ouetjie al wat hy sien? Nee, maar hy sien iets. En ek wil vanmôre vir jou vra, besef jy, dat as God na jou kyk, sien hy iets wat hom opgewonde maak. En is daar
wat 80-90% van alle mense dink, nee, nie ek nie. En hy gaan maar net aan. God kies nie soos ek en jy nie. Ons spandeer soveel tyd in ons lewens om onsself bekommerd te maak en naderhand in 'n plek van vrees te kry oor hoe ander mense my sien of hoe ek myself sien of wat gaan die mense dink of wat gaan hierdie een dink of wie moet ek beïndruk? Wat moet ek doen om goed genoeg te wees? Wanneer sal ek ooit goed genoeg wees? Hoeveel moet ek opoffer of prys gee? Hoeveel van my waardes of standaarde moet ek op sy skuif om net vir 'n oomblik aanvaar te word? Of is ek bereid om te sê, ek sal maar alleen staan? Ek wil jy moet vanmôre iets hoor. Wanneer jy ontdek hoe God jou sien, hoor baie mooi, wanneer jy die dag ontdek hoe God jou sien, verander jou identiteit, jou selfbeeld en jou lewensdoel. Ek gaan dit weer sê, wanneer jy die dag ontdek hoe God jou sien, verander jou identiteit, jou selfbeeld en jou lewensdoel. Partykeer kan ons op die oog af sien wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan. Dink maar net bietjie daar by die werk. Jy kan sien hoe iemand partykeer agteruit gaan. Ek sien partykeer jong meisies en dan trou hulle en as ek hulle 5 jaar later sien, dan kan ek letterlik op die oog af sien hoe sy agteruit gegaan het. Ek kan sien hoe families agteruit gaan. Ek kan sien hoe omstandighede, ek kan sien hoe een pa 'n hele huisgesin binne 'n paar jaar totaal in die grond kan verwerf. Mens sien dit letterlik. Maar die dag wanneer jy ontdek hoe God jou sien, verander alles. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan my en jou bewys het, aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En daai kinders van God beteken ek het 'n nuwe identiteit. God het aan my bewys hoe lief hy my het. God het bevestig dat ek in 'n verhouding met hom staan, hy met my en ek met hom. Om 'n kind van God te wees beteken, dit bring vir my 'n nuwe leefwyse. As jy glo dat jy 'n Christen is net omdat jy kerk toe gaan of aan 'n kerk behoort of een keer iewers gebid het dat die Here jou sal vergewe, dan mis jy jou hele lewe. Ons mis so baie dinge in hierdie lewe. Besef jy vandag dat God hierdie aarde geskaap het vir jou om te lewe? Hy wil vir jou lewe en dit in oorvloed hê. Tog kyk ons na meeste mense op hierdie aarde en hulle sê nee, wat ek is so siek en sat vir hierdie lewe, nee. Tog bly selfmoordsyfers net klim en klim en klim. Maar God, wat die hemel en die aarde geskaap het, sê vir jou, ek het vir jou lewe en dit in oorvloed. Ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Hoopvol. Here, wanneer laas het jy na Suid-Afrika gekyk? My kind, wanneer laas het jy na jouself gekyk? Het is maklik om iemand anders raak te sien. Ek weet dit gebeur nou nie regtig in Koster nie, in ander plekke, maar daar in ander dorpe sien hulle baie maklik ander mense se foute raak. Hier in Koster nie sommer nie. Ons ken mekaar te goed. Een van die beste sê goed wat ek die vinnigste aangeleer het in Koster is, ken jy daai ou? Ken jy sy pa? Kom ek vertel gou vir jou, ek ken vir hulle al jare hoor. Ons kom 'n lang pad. Hy was op 'n stadium met my sussie se dogter getroud gewees. So, die en daar.
Ek wil vanmôre vir jou vra, toe God na Dawid gekyk het, het hy 'n koning gesien. Nie 'n skaapwagter seentjie, wat deur sy eie pa, ek wil amper sê, nie belangrik genoeg geag was nie. En miskien voel jy vandag in jou familie, sien niemand jou raak nie. Is okay. Want God sien jou raak. Dawid het koning geword, maar Dawid het gefokus gebly. Hy het nie die dag toe hy gesalf is besluit, nou maak ek soos ek wil nie. Daar's soveel van hulle. Josef, sê soos Josef voel vanoggend en jy's nie goed genoeg nie en jy's die jongste en jy's die minste en jy's, ek weet nie wat alles nie. Ek gaan kyk waar het Josef geëindig. Gideon, toe God met hom praat wat sê, Here, jy weet, my gesin, ons is maar hier onder, en dan praat ek nie eens van myself, in my gesin. Kyk, ons gesin is die minste. En in ons gesin is ek nog die minste van dit almal. Maar God kyk na Gideon en hy sê vir hom, dapper held. Dapper held. Toe God na Petrus kyk, sê hy's 'n rots. Hy's 'n rots. Toe God na Paulus kyk, sien hy nie net 'n vervolger nie, hy sien 'n toekomstige apostel. En toe God na jou kyk, en toe God na jou kyk, of moet ek sê, en toe kyk God na jou. En wat sien hy? Hy sien die pa, hoor mooi wat ek sê, die pa wat hy jou gemaak het, want hy het jou pa gemaak. Hy sien die ma wat hy jou gemaak het. Here ma, miskien moet ek julle kom herinner, dat verskonings is God is gewoond daaraan. Want dit kom ook al van die Bybelse tyd af. Kom ek herinner julle gou. Moses het gesê, nee, hy kan nie goed praat. Nou dink net vir jouself, en ek praat baie met mense, dan sê hulle, Dion, ek weet nie, jy het dit reg gekry om so voor so baie mense te praat nie. Dan sê ek weet ook nie hoe ek dit reg kry nie. Regtig nie. Ek was die ou gewees wat 0 gekry het vir toesprake by die skool. Letterlik 0. Ek kon tot op 'n sekere ouderdom pause gaan doen, alleen as net juffrou daar is. En dit laat my baie aan myself dink, en hier kom God en hy sê vir Moses, gaan. Nee, ek kan nie praat nie. Hy sê, hy praat met Jeremia, en Jeremia sê, nee, ek is te jong. Ek is te jong. Hy praat met Gideon, en Gideon sê, niemand sal vir my luister nie. Ek is nie eens in my eie gesin iets nie. Hy praat met Jesaja, en Jesaja is seker een van die eerlikste ouens. Hy sê, nee, ek is net heeltemal te onrein. Ek is nie heilig genoeg nie. Miskien in vandag se tyd, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Ek kan nie so mooi bid nie. Baie mense in vandag se tyd sê, ek wens ek kan mooi bid. Moet asseblief nie mooi bid nie. Bid uit jou hart uit. Sê vir die Here hoe moedeloos jy is. Sê vir hom hoe stikkend jy is. Sê vir hom hoe bekommerd jy oor jou kinders. Praat reguit met hom. Jy kan eerlik wees met die Here, en ek hoop jy is. Want hy hoor nie al jou mooi woordjies nie. Inteendeel, God sê vir ons in die Bybel, moenie met snaakse mooi groot woorde my probeer beïndruk en al sulke goed nie. Dit beïndruk my nie. As jou kind by jou kom en jy kan sien daar's fout en jy vra vir hom wat is fout. En hy begin hierso met so wye draai en dan sê my kind, wat is fout? Sê vir my, wat is fout? En ek dink baie keer wil God ook vir my en jou ook net sê, luister, wat is, praat net. Sê vir my, kry dit van jou hart af. Saul kruip weg. Ananias kom en hy gebruik hierdie mooi verskoning. Hy sê, maar Here, ek het van hierdie man al gehoor. Ek het al van hom gehoor.
Het jy al van hom gehoor? God het hulle geduldig, reguit en eenvoudig geantwoord. En vir elkeen wat gehoor gegee het, het hy toegerus en hulle gebruik soos hy wou. God ken jou teleurstellings, God ken jou vrese, God ken jou verliese, God ken jou worstelinge, God ken jou hartseer, God ken alles van jou. Inteendeel, ons sê dit baie vir mekaar, die Bybel kom en sê, wanneer jy nie eens meer weet wat om te bid nie, is okay. Dan sal God namens jou bid, dan sal die Heilige Gees en Jesus namens jou bid. Al wat jy moet doen, is jy moet net vir 'n oomblik stil word. Maar ek wil jou vanmôre kom herinner, daar's so 'n mooi gedeelte, Lukas 12, vers 6 en 7, sê dat tot die hare op jou hoof is getel. En as God in soveel klein detail is, nou ek het baie jare terug een keer, toe gee ek sondagskool, my Belinda is baie goed daarmee, ek sukkel met daai heel kleintjies. Ek kry hulle nie gefokus nie. Maar eendag toe kry ek hierdie idee, toe lees ek vir hulle die gedeelte in die Bybel wat sê, elke haar op jou hoof is getel. Toe steek hy na ouetjie sy hand op, toe sê hy, oom, kom ons ruk elkeen een haar uit. Toe weet ek, nou het ek hulle aandag. Kom ons ruk elkeen een haar uit. En wat God eintlik vir jou probeer sê is, in die kleinste detail van jou weet ek. So, daar's niks wat jy vir my kan wegsteek nie. Jy kan nie vir my wegkruip nie. Vir een of ander rede dink ons soms soos Adam en Eva, ons kan vir God wegkruip. Ek het al die storie vertel, eendag sê 'n ou vir my, nee, hy's nou klaar met godsdiens. Hy weet nie, die Here hoor hom nie. Hy het nou sy rug op die Here gedraai. Ek sê, ja, nou hoe het jy dit gedoen? Nou, almal wat my ken weet nou wel, ek dink baie prakties. En as die Bybel sê, God is alomteenwoordig, dan wil ek sien hoe jy jou rug op hom gedraai het. Want as ek so omdraai, dan is hy daar. As ek soontoe draai, is hy daar. As ek soontoe draai, is hy daar. Daar's nêrens waar ek heen kan draai waar hy nie is nie. En al wat hy eintlik gedoen het, is hy het 'n besluit in sy hart geneem, dat hy nie gaan glo hoe God hom sien nie. Dis al wat hy gedoen het. Ek wil gou vir julle iets vra. Almal van ons wat kinders het, kon jy al ooit in jou lewe seker maak dat jou kind nog nooit geval het nie, nog nooit seer gekry het nie, nog nooit siek geword het nie, nog enige iemand? Sies, hoe kan jy dit doen? Is jy nie lief vir jou kind nie? Is dit vir enige ouer lekker as sy kind seer kry? Vir niemand nie. Hoekom dink ons dat God anders is? Hoekom dink ons dat hy vir een of ander rede ons wil seermaak? So 'n paar weke terug het ek met 'n gesin gepraat, 'n man en vrou. Sê hulle vir my, hulle gaan dood eerlik met my wees. Hulle weet hulle het baie foute gemaak. En hulle voel die Here straf hulle nou vir al daai jare wat hulle soveel foute gemaak het. Toe sê ek, okay, nou hoe bedoel jy straf? Toe sê hy, nee, want ons beklei die heeltyd en almal is altyd siek en toe sê ek, nee, ek verstaan dit nie lekker nie. Oor wat beklei julle? Nee, my man moet al ewig rondloop en ek sê nou, dink jy die Here straf jou en dan beklei jy en jou man omdat hy die hele tyd rondloop? Waar kom die Here nou hier in? Ja, maar sy het nou baie gebid en hy wil nie verander nie. Nee, ek verstaan nie. Hoe bring ons dit by mekaar? Die Bybel sê as jy weet om goed te doen vir jou kind, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader.
As jy hier op aarde vir jou kind die beste probeer gee, hoeveel te meer wil God nie die beste vir jou hê nie? Die vraag is, glo jy hoe God jou sien? Ja of nee? En meeste Christene op hierdie aarde glo dit nie. Hulle doen regtig nie. Ons dink dat ons waarde bepaal word deur wie ons is en hoe ons klink en hoe ons lyk en wat ons het en wie, ek weet nie wat alles nie. Jou waarde word bepaal deur die prys wat Jesus vir jou bepaal het. En hy het sy lewe gegee. Dis wat jou waarde bepaal. As Jesus jou belangrik genoeg geag het om vir jou te sterf, is dit jou waarde. So ek wil jou vanoggend vra, waar is jy? Hoe sien jy jouself? Hoe lyk jy vir jouself? Hoe klink jy vir jouself? Baie mense sal sê, ek is op 'n plek in my lewe wat ek glad nie meer omgee wat iemand van my sê nie. Die hartseer ding is, meeste van die tyd wanneer ons dit sê, is wanneer iemand jou seer gemaak het. Of wanneer jy eintlik net baie hardkoppig is. Want al wat jy dan doen is, jy onttrek jouself van die hele samelewing en almal daarmee saam, en jy maak net wat jy wil. Dis wanneer ons sulke goed sê. Maar tog wil ek vir jou vra, en ek het dit al baie gesê, dit maak tog vir my saak, wat mense van my sê. Want ek het 'n vrou en kinders, wat my naam ook dra. Meer as dit, ek dra God se naam ook. As jy kind van God is, beteken dit, jy dra God se naam. Die gebed, die seëngebed wat ons so baie bid, begin deur te sê, lê my naam op hulle neer. En dan bid en sê, die Here sal jou seën. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede. Dis God se naam wat oor jou gespreek is. So ek wil afsluit en ek wil jou vandag vra, glo jy wat God van jou sê? Kan jy werklik sê dat jy glo wat God van jou sê? Meeste van ons gee op, omdat ons sukkel om te wees wie ons graag wil wees. Meeste van ons maak vrede met die feit dat omstandighede in jou lewe jou in 'n sekere rigting gedruk het. Baie van ons maak vrede met die feit hoe jy groot geword het. Baie van ons maak vrede om te sê, ek sal nooit bo uitkom nie. Maar ek wonder, hoe sien God my? Ek wonder, hoe sien God jou? Vir meeste vrouens is die grootste uitdaging in hulle lewe, dat hulle nie waardeer voel deur hulle mans en kinders nie. En dit het 'n groot invloed in hulle lewens. Dit laat hulle soms voel dat hulle nie goed genoeg is nie. Vir jou wil ek vra, besef jy hoe God jou sien? Weet jy wie jy in God se oë is? Weet jy dat jy tot alles in staat is deur Christus wat jou die krag gee? Besef jy dat jy alles kan doen? Ek wil jou vanmôre vra om in hierdie week regtig moeite te probeer doen. En op 'n manier te probeer uitvind, hoe sien God jou? Wat dink hy van jou? Want ons lees nêrens in die Bybel van enige een wat God weggegooi het. Maak nie saak wie hulle was nie. Inteendeel, elke keer as iemand vir hom 'n verskoning gegee het, hy gesê, jy's 'n rots. Jy's 'n dapper held. Jy sal 'n vader van vele wees. Mag jy ontdek wat God van jou dink. Mag jy ontdek
dat hy jou veel meer gemaak het. Almal weet nou al, my gunsteling film wat al ooit in die wêreld nog gemaak het, is Lion King. Vir hierdie rede, look deep inside yourself. You are much more than what you have become. In kort, in 1995 het daai film uitgekom. In Rustenburg was daar nog die Russtrag gewees. Toe kom daar gaan kyk in die skoolvakansie. Klein seentjie. Vir baie jare lank het ek deur bitter baie mense gehoor hoe dom ek is, hoe stupid ek is, hoe lelik ek is, hoe dit ek is, hoe die ek is, dit wat julle elke dag van ander mense hoor. Het ek vir jare lank gehoor. Op 12 jaar oud al het ek begin wonder, hoe sal ek 'n einde aan my lewe maak? Want ek is so moeg daarvoor, om te hoor ek sal dit nooit maak nie. In daai jaar het hulle nog by die skool, as jy standaard 5 is, dan doen hulle hierdie aanlegtoetse, of een of ander, wat noem hulle dit, om te bepaal, wat se rigting moet jy nou ingaan. Toe doen ek daai aanlegtoets, en toe sê jy, nee, ek weet nie, hy kan maar enige skool toe gaan, hy sal dit nie maak nie. Hy sal dit nie maak nie. Vir my ma te sê, julle gaan maar vir altyd vir hom moet sorg, want hy sal nooit vir homself gaan sorg nie. En ek was so moeg daarvoor om dit te hoor. En ek sit in daai plek, en toe daai woorde in 1995 speel, Simba hardloop weg, hy kruip weg, want sy oom het hom oortuig, dis sy skuld dat sy pa dood is. Soos wat die vyand my probeer oortuig, is my skuld dat dinge nooit uitwerk nie, dat alles altyd 'n gemors is. So hardloop hy weg, Simba. En op 'n stadium kom die aapie mos by hom, en dan sing hy so vol. Dan vra hy vir hom hierdie vraag. Who are you? En dan sê die aapie vir hom, no, the question is, who are you? Toe sê hy, I thought I knew. Ek het gedink ek weet. Toe sê die aapie vir hom, ek weet wie jy is. Jy's Mufasa se seun. Hy sê, ek is jammer of jy te sê, maar hy's dood. Hy sê, hy lewe. Maar wys jou. En hulle hardloop deur daai woud, en alles wil omkeer en breek en alles. En hulle kom by 'n waterstroom, en ek onthou iemand het eendag gesê, hy sal jou lei na waters waar rus is. En as 'n klein seentjie begin, ek glo die Heilige Gees Bybelverse in my wakker maak terwyl ek na hierdie fliek kyk. En hy kyk so en hy sê, dis nie my pa nie, dis net my refleksie. En hy sê vir hom, no, look harder. Kyk bietjie mooier. Hy sê, look deep inside yourself. You are much more than what you have become. En iets sê vir my, Dion, dit kan nie al wees nie. As God dan werklik daar is, kan hierdie nie die einde van my lewe wees nie. Dis onmoontlik. Het dinge die volgende dag verander? Nee. Ek moes nog standaard 6, 7, 8, 9, ek moes nog skool toe gaan. Ek moes nog pak kry. Ek moes nog baie dinge doen. Ek het nog 1000 keer na dit gesê, Here, maar ek het nou alles vir u gegee, wat nou? Look deep inside yourself. As jy moeg is, vir wie jy vandag is, daag ek jou uit. Look deep inside yourself. You are much more than what you have become. Maak 'n besluit, staan op. Vertrou die Here. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wie wat sê nie. Vertrou die Here. Ek sal dan baie spyt gewees het as ek 'n einde aan my eie lewe moes maak, 12, 13 jaar oud, en ek by die Here moes kom en hy vir my gesê het, my kind, kom ek wys net gou vir jou wat ek eintlik alles vir ons deurgaan het. Julian het eendag vir ons as leierskap gesê, dink net jy kom eendag by die Here en daar's so groot skerm en hy sê,
Kom ek wys net gou vir jou, wat het ek eintlik alles vir jou beplan? Maar my kind, jy wou net in hierdie een rigting gaan. Mag jy in hierdie week ontdek wat God vir jou beplan. Mag jy dit glo en leef. Want dis nog nie die einde nie. Dis dalk die begin. Kom ons sluit die oë. Vader, omstandighede maak ons moedeloos. Vir baie mense is alleenheid vir hulle die grootste straf in hulle lewe. Ek wil vanmôre bid vir elke man, elke vrou, wat miskien nie in hulle onderbewussyn sê, Here, ek is so moeg om alleen te wees, maar ek is so bang om seer te kry. Ek wil kom bid vir elke jong man, elke jong vrou, elke seun, elke dogter. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat hulle nie hulle self sal vergelyk met die wêreld nie, maar dat hulle identiteit in God sal soek. Ek bid dat hulle van jongs af sal glo en sal weet dat God 'n plan met hulle lewens het. Hulle is nie toevallig hier nie. Here, ek weet hoe moedeloos ek was. Ek weet hoeveel keer ek wou opgee en gedink het ek sal dit nie maak nie. Ek weet hoeveel keer ek gesê het ek het regtig nou al so hard probeer. Hoe lank nog, Here? Here, hoe lank nog? Hoeveel keer moet ek nog hierdeur gaan? Maar dankie, Here, dat U my nooit alleen gelos het nie. Dankie, Here, dat ek soos Dawid kan uitroep om te sê, ek het soms alleen gevoel, ek het soms verlate gevoel, ek het soms getwyfel in God se teenwoordigheid, maar ek kon nooit van U bestaan ontvlug nie. Ek kan nooit van U liefde gevlug het nie, Here. U genade is vir my meer as genoeg. En dankie dat U my lief het. Ek kom bid in die naam van Jesus, dat elkeen van ons eerlik met onsself sal wees. Want totdat ons nie ontdek hoe God ons sien en hoe lief hy ons het nie, sal ons nie kan sien dat U wil hê ons moet geseënd wees nie. Ons is geseën met alle geestelike seëninge in Jesus Christus, tot verheerliking van God die Vader. Werk in hierdie week met ons, Here. Look deep inside yourself. You are much more than what you have become. Jy is nie 'n failure nie. Jy is nie 'n slegte ma of pa nie. Jy het net nog nie ontdek hoe God jou sien nie. Vader, ek wil vandag uit die diepte van my hart uit vir ons kinders kom bid in ons gemeenskap. Van die kleinste tot die grootste, Here. Ek wil kom bid dat U ons sal help om ons kinders te help om Jesus te leer ken. Om te weet hoe lief hy ons het. Om te weet dat hulle nooit alleen is nie. Om te weet dat hulle nie nodig het om by die wêreld aan te pas nie. Maar dat Jesus met hulle is, by hulle is. Werk in ons, Here, verander ons in Jesus naam. Amen, amen.